dankie Dominee Smit, geagte kerkraad, liewe gemeente. Baie dankie vir die voorreg om dan nou oor hulle te praat, vir alles ons Afghanistan, van onlangs, so ons gedagtes aan. Maar gebeur gruwelike goed in die wêreld. En as ek nou dink wat gebeur het, van wat ek en Dominee Smit met mekaar gepraat het, tot wat hy vanoggend vir my gesê het, hoe julle betrokke is, buite julle gemeente, dan is my oogmerk altyd om ondersteuning te werf vir die vervolgde kerk. Want ek het hierdie ouens ontmoet, ek het hulle oor gekyk, en ek het die trots by hulle gesien, om die voorreg te hê, om hulle alles te gee vir ons geloof. En as 'n mens dan nou by 'n gemeente kom, en ek het net gekyk op ons stelsels, hoe julle gemeente betrokke is. Maar as ek dan nou vanoggend hoor, dan is ek hier om steun vir hulle te werf, maar waar julle reeds betrokke is, dink ek dit is vir baie goeie dan, dat ons wat tussen die vervolgde kerk en die kerk in vrye wêreld staan, dat ons kom en 'n bietjie terugvoer kom gee. En dan natuurlik, as jy nog nie betrokke is nie, die uit te nooi om deel te word van hierdie geweldige, groot, intelligente avontuur. En ek wil julle ook vanoggend groet met 'n versie hier uit Spreuke 25. Koue water vir 'n moe mens dors, so is 'n goeie berig uit 'n ver land. En 'n goeie berig, die beste en die skoot in die geskiedenis van die wêreld, is wat die Here vir ons vervolgd gedoen het. En dit sluit aan by ons tema, en hierdie evangelie van die koninkryk. Dit is die laaste, en wat my aanbetref, uit die hoofde van my betrokkenheid by die vervolgde kerk, die mees toonaangewende teken van die tye soos hy beskryf. Hy begin met die woordjie en, dit is gelyktydig met hierdie valse godsdienste. Gelyktydig met aardbewings, oorloë, gerugte van oorloë. En jy kan maar net in die gewone nuuskanale kyk of sien wat is in die wêreld aan die gang. En dan een baie interessante ding, wat die eerste keer in my leeftyd gebeur, hongersnood en pestsiektes. Dit word in Johannes baie duidelik so geskryf, COVID-19. En wat sy impak het hier goed op Jesus opdrag om die evangelie te gaan verkondig. En dit is die beste nuus ooit, dat hy vir ons die soenoffer betaal het aan die kruis. God wil ons weer terug in die paradys. Hy het ons so lief, dat hy self gekom het, mens geword het, as ons dadig gesterf het, sodat ons die ewige lewe kan hê. En die tweede deel van hierdie beste nuus, voor ons gebore is, het hy ons uitgekies. Anders sou ons nie deel van hierdie kerk gewees. Wie van ons kan vanoggend sê, ek het besluit om hier te wees, of my pa, of my oupa, of hoe diep in ons voorgeslag. Nie een van ons kan dit sê. Ons is uitverkies vir net een taak. En dit is om dit in die Here op Golgotha gedoen het, die evangelie te gaan verkondig, tot aan die eindes van die aarde. In die eerste plek die dankbaarheid, tweede plek, omdat ons alleen ontgaan. Ek gaan by van hierdie puntjies aankom, en dan is ek nie vanoggend hier om vir u te preek. Want as ek nou hoor hoe julle betrokke is, dan glo ek julle weet meer as ek van wat hier staan. Maar by herhaling, by hernuwing, net weer vir u te herinner dat u op die regte pad is, gaan ek vir ons lees vanoggend, die woord van die Here kom na ons toe, uit Matteus 28, die hele hoofstuk. En dan gaan ons ook
in Openbaring 3, die brief aan die kerk van Sardis, die kerk in die naam dat hy lewe, en dan ook so 'n paar versies, net uit Hebreërs 10 uit. Maar kom ons, as ons die woord van die Here oop het vir ons, kom ons maak net gou ons oë toe in gebed. Ons Vader, wat in die hemel is, U wat die Almagtige is, die Alomteenwoordige, die een wat van alle ewigheid af tot in ewigheid daar is. Aan U kom toe die lof, die eer, die dank en die aanbidding. Here, dit is waarvoor ons vanoggend hier is. En as ons dan hier is, Here, om veral aan hulle te dink wat die grootste offer in die navolging van Christus bring in ons tyd, dan bid ons vir hulle, Here, dat hulle nie hulle geloof sal prysgee, dat hulle kroon sal behou, soos wat U vir hulle daar in Openbaring 2 geskryf het. Maar Here, ook vir ons, as 'n sendende kerk, dat ons nie sal ophou, maar sal aanhou in die tyd hier wat ons op aarde is, sodat ons volgens die belofte 'n pilaar in die tempel kan wees, van nou af tot in alle ewigheid. Dankie vir hierdie wonderlike genade, dankie vir die voorreg, dankie dat ek vanoggend by hierdie gemeente kan wees, en U weet, Here, hoe ons altyd met bewondering na U handewerk kyk, as ons hier verby die berge, die sneeu, en hierdie mooi wilderde, wat vrug dra, Here, dan dink ons ook daarom dat U gesê het, dat U die lote afsny, wat nie vrug dra, maar dan kan ons vanoggend met groot dankbaarheid ook voor U getuig, Here, dat dit bekend is, dat hierdie gemeente betrokke is, tot aan die eindes van die aarde. Dankie vir die wete, dankie dat U hier met ons is, soos wat U beloof het. En Here, wil U dan vanoggend met ons spreek uit die woord uit, en vir ons die krag en moed en die oortuiging gee, om te doen wat U wil hê ons moet doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Matteus 28, hier's 3 scenario's. Die eerste een is die opstanding. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. En sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die Here: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hy het toe haastig van die graf na weggegaan, bang, maar bly, en hy het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hy het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. En toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Nou net so, een ander opmerking, ek wil nie vir die preek vanoggend nie, ek dink dit is die dominee se werk, maar hierdie gedeelte skets net vir my 'n scenario. Dit het werklik gebeur, dit is deel van die geskiedenis. En daar's niks meer gesaghebend as die geskiedenis. Maar die vrouens, die 2 vrouens wat hier 'n rol speel, daar's nie een man nie, dis 2 vrouens. En dit wys vir ons, wat gaan in hierdie 2 vrouens se harte? En dan lees ons hier, toe hulle die boodskap kry om te gaan, toe gaan hulle haastig en bang, maar bly. En ek dink,
as dit met ons sou gebeur, sou ek wonder, wat sou emosies gaan binne aan die werk gesit het. Maar wat belangrik is, hierdie twee vrouens vandag nog in die vervolgde kerk, is die mense wat die grootste offer bring, vrouens en kinders. Jy weet, in Maart maand vanjaar, by 'n erediens in Afrika, kom van hierdie radikale islamitiese terroriste in, en hulle jaag die hele kerk uit mekaar en ontvoer die leraar en die maandag te kry om in die bosse buite in die dorp onthoof. En nou ontstaan hier 'n geweldige ding. Wat gaan Sondag gebeur? Gaan ons kerk gaan of gaan ons nie gaan? Sien hulle dit hier in die dorings. Maar hierdie vrou, as sy en haar kinders wat vir meer as 20 jaar elke Sondag die erediens bygewoon het, nie gaan, dan gaan die res van die gemeente kom. En net om vir u te illustreer dat van die vroegste tye af speel die vrou 'n geweldige rol in die verkondiging van hierdie evangelie. En hulle word gestuur, soos ons gestuur word. En dan sê hy, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers. Hy kon net so wel verstaan, my susters, gaan sê vir my broers. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. En ek wil ook klem lê op Galilea, maar ons kom terug na hulle. Terwyl die vrou op pad was, kom party van die wagte en kyk wat gebeur binne Jerusalem. Nie in Galilea nie, maar binne in Jerusalem, die tweede scenario. Kom die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. En die priesterhoofde wat saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate groot som geld gegee en sê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel, terwyl ons geslaap het. En as die gouverneur daarvan hoor, sal ons ontevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Maar dit laat my terugdink aan alle meneer van die paradys, hoe die duiwel hulle mislei het. En hier gebeur 'n soortgelyke ding, ander besonderhede, maar terwyl die vrouens en die disippels op pad is van Galilea toe, na die berg toe, speel hierdie scenario, dat het probeer die opstanding verdoesel. Om dan nou weer die geskiedenis vir mense kan sê dit het gebeur. Dit is nie belangrijk. Dit is hoe die duiwel ons mislei. En dan, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan, en toe ons sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan aan al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinde van die wêreld. Nou as ons 'n bietjie teruglees, dink aan hierdie Matteus leefie, wat daar by die tolhuis in Kapernaum gesit het toe die Here hom geroep het. Dit moes 'n baie professionele mens gewees het met 'n baie hoë intellek, want die eerste tyd het hy die kontrak by die Romeine gekry. En toe die Here by hom gaan eet, was daar 'n groot klomp van hierdie tollenaars by hulle aan tafel. En dit laat my die gedagte ontstaan of hy baie gesag onder hierdie tollenaars gehad, en die Jode niks van gedink. Dit van uit onder die 12 het hy ook nie dieselfde gesag gehad as byvoorbeeld Judas Iskariot. So hy het of 'n groot netwerk gehad, of hy het groot agter onder hierdie mense opgedaan. En dan, as om 'n mens
nou kyk na die ander karakters, hy skryf hier, hy sluit sy evangelie af, en uit die meeste verwysings, 47 na die Ou Testament, hoe dit wat gebeur het, vooraf deur die profete verkondig is. En as jy mens nou kyk, en lees die geslagsregister wat hy aanhaal van Abraham af. Abraham het uit die Babyloniese ryk in die land van die Galdeërs, waar hulle afgode aanbid het die Here omgeroep, uit die heidendom uit. En jy kan maar al die karakters gaan lees, en dan sal die een besondere karakter, nog 'n vrou, wat hierdie dier nardesolie gekoop het en die Here gesalf het. En toe sê op 12, hulle is verlos. Maar as jy in Johannes gaan lees, oor hierdie gebeurtenis, dan sê jy, maar dis Judas, wat gesê het, daai koning kon vir 300 silwer stukke verkoop geword het. En toe staan hy daarop, en hy gaan onderhandel met die priesters, die familiehoofde, kerkleiers van daai tyd, en vir 30 silwerstukke. En dit mag nou klink, 'n klein geld, maar dit is nie. Dit het 'n stuk grond in Jerusalem gekoop, en grond was nog nooit goedkoop nie. Maar hierdie 300 was 'n fortuin, en is weer 'n vrou. En toe hulle sê, toe daar nou verbyt, sê die Here, los haar. Sy het gedoen wat sy kan. En waar hierdie evangelie verkondig word, sal hiervan vertel word. En hier lees ons dit vandag in die Bybel, 2000 jaar oud. So, ons kan die Here op die woord neem, maar weer 'n keer, die rol wat 'n vrou speel, en 2 Jode, die een, 'n baie begaafde sakeman, het nie verniet gewerk nie, en as daai 300 silwerstukke in sy hande sou beland het, en het 'n tiende geval, so nog 270 oorgebly, en hy was tevrede met 30. So, die hele prentjie wat ek hier sien, is hoe die duiwel probeer verhoed, dat hierdie evangelie verkondig word. En dan die Bybelse opdrag met hierdie wonderlike belofte, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en die Here om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis presies wat die Here gedoen het toe hy op aarde is, toe hy kerk gestig het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Dis 'n belofte wat die Martin vat, ek het die afgelope 20 jaar beleef, nie omdat ek in myself enigiets het, maar omdat ek daar betrokke was. Omdat ek hierdie goed gesien gebeur het. En dan, aan die einde van die eerste eeuw in die Openbaring van Johannes, skryf die Here hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes. En in hoofstuk 3, aan die leraar van die gemeente in Sardes, sê, so sê hy, by die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die name dat julle lewe, en toch is julle dood. Dit is die beste plek in die Noord-Gips. Dit is die grootste franchise. Hier doen ons al die avontuurlike lekker goed. En ons is hier rondom ons, skep ons, herskep ons die paradijs. Maar dan kom jy verwyd. En toch is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebleef het, op die punt staan om dood te word. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oor van my God. Jy sien, dit het hier rondom hulle gegaan en nie oor hierdie evangelie wat verkondig moet word as wegbereider vir die wederkoms van Christus. En dan in vers 3, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle, as julle nie wakker word nie, sal onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek julle sal afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie in het klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waard is. Elkeen wat die oorwinning behaal,
sal sulke witklere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Dat is die fantastische belofte. As ons nie gaan, en die evangelie gaan verkondig, sal die Boeddhisten dit doen, sal die Hindoes dit doen, die islamitische gelowiges, ons met voorvadergeest aanbid, en so kan ons nog. En dit bring ons by die vraag, waar kom ek vandaan, hoe dit gebeur, dat ek deel van Godse taakspan is, waarna toe is gekom. Openbaring 7 vers 9 lees ons 'n groot menigte uit elke volk en taal en stam en nasie wat om die troon van God staan en wat met 'n groot stem uitroep, ons redding behoort aan die Here. En as jy verder gaan lees, dan sal jy sien, dit is die mense wat bereid is om die volmaakte offer of menselijk gesproken die absolute offer te bring vir die verkondiging van hierdie evangelie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En vers 3, dink daarom hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister. Weet jy, Paulus skryf die brief van Romeine aan die kerk in Rome, nog voordat hy daar was, het van gehoor. En hy skryf vir hulle eerste 11 hoofstukke die beginsels van die godsdienst en dan die toepassing van vers 12 af. En hy sê, gee jouself as 'n heilige, lewende offer. Dit is die wesenlijke van die godsdienst wat ons doen. Hierdie tydjie wat ons op aarde is. Hoe lang gaan ek hier bly? Vergun my om net hierdie vergelyking ook met julle te deel. Ons is in 'n atmosferiese koepel vasgevang. Ons is vir alles wat ons nodig het om te leef, saam met ons binne in hierdie koepel. Suurstof, seisoene, die kalender, rus en werk, kos om te eet, en dit alles gee die Here elke dag, 7 dae, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. En dan sê Dr. Billy Graham, daar is een onderneming wat 100% sukses besyfer om ons genoot. En sy seun sê, jy kan niks aan verdeel op die behalwe ander mense. En die Here het vir ons uitgekies en vir ons hierdie voorreg gegee om te doen, maar die tyd faktor in hierdie koepel, 1000 jaar is vir ons soos die dag. En dit beteken, 100 jaar is 10 van 24 uur, 2.4 uur of 144 minute. En in Godse tydlyn is dit so stippelkie. En daar bly 7,5 biljoen mense vandag op aarde. En hy wil almal van ons saam met hom hierdie groot menigte wat niemand kan tel. In die eerste plek nietig is ons, want nogtans by ons so lief, dat hy self gekom is, misdadige gesterf het, en ons, wat hier in die kerk is vandag, is deel van die taakmag wat voor ons geboorte uitgekies is, om hierdie werk te doen. Nou, ek kom net om die genade, wat ons het vir julle te probeer vertel. Ek kom in Nepal in 2009 en ons toergids vat ons en gaan wys vir ons om hierdie gruwels van Hindoes. En julle moet tog asseblief nou nie dink dat ek teenoor enige van hierdie geloofsgroepe veroordelend is. Dis net ek ken nie die waarheid. Maar ons kom by 'n tempel en hier sit 3 priesters. En dis nie mooi prentjie. Dit is slordig, dis vol spoedsel, spoeg en spatsels en die kleredrag trek my glad nie aan nie en hulle rook uit die poppiesaad en daai mooi blom maak hulle 'n stuk kokaine. En dis hulle so in 'n trans sit en kyk hulle vir ons, maar alles wat nie Hindoe is, haat hulle met 'n passie.
En ek sal dit my lewe nooit vergeet, hierdie gesig wat my te kyk nie, en kom in my gedagtes op, as hierdie ou net self deur my oë kan sien, dan gaan hy die afgryslikheid van sy geloof sien. En voor ek my kon kry, sê ek, "Julle broer, weet jy hoe lyk ek?" En hier rondom my was snap jy ons na die asem, of hulle wil lag, maar ek praat Afrikaans, veral waar ek nie wil hê jy moet my verstaan nie, en ek wil ook niemand seermaak. En dink by myself, ek het nie probeer om 'n grap te maak. En die volgende oomblik kom het by my op, maar weet jy, hoe gelukkig is jy? Het kom net sowel jy is, wat hulle gesê. Hoe groot is die Here se genade, dat hy gekies het, dat ons deel van hierdie evangeliese kerk is. In 2018, my oudste dogter, haar man, werk voltydse sendinge in Nepal, toe gaan kuier vir 'n Kersfees. Aan die een kant wou ek bitter graag sien hoe vier die vervolgde kerk Kersfees, het regtig bid ook daaroor. En ek kry die geleentheid, ek gaan, en die kerk wat hulle by ons skakel, is die leraar, 'n voormalige Hindoe-priester. Een van die dierbaarste mense wat ek in my lewe ontmoet het, 'n groot vriend, ons mekaar net 2 keer ontmoet, en hy is vroeër vanjaar in Maart maand oorlede. En agterna, ek kan nooit hierdie dinge vooruit sien, agterna te besef het, hierdie ou was tweede in bevel. Weet ek nie of het sy tempel en of het die hele land is nie, maar hy het al die 3300 miljoen gode in die Hindoe godsdienst geken. En hierdie ou kon net sowel die ou wees, wat ek 10 jaar van tevore na gekyk het en vir hom gevra het, nou broer, weet jy dit? En nou is hier 'n gedaante wisseling, maar die punt wat ek ook hier wil maak, is uit die heidendom kom die heidene tot bekering, en daar is geen logika in hulle handboeke wat dan nou die voorskrifte en bepalings vir die lewe bevat, soos ons het. En dan in my omswerwinge, ek het baie ervarings gehad, ek het getuienis, ek kan julle vir baie lank besig vir. Maar dit maak nie sin as dit nie verband het met die Bybel. En dis ook vir hierdie gedeeltes lees. Maar nou is een van die tekens van die tye vandag besig, net soos hierdie geestelike leiers en die familiehoofde in Jerusalem met COVID-19 besig om ons mense in die kerk uit te hou. In die eerste plek moet ons kom om die Here te ontmoet, om te aanbid, te hoor wat hy sê. En my pa het altyd gesê, as jy in die volgende week of 2 gaan jy voor omstandighede staan kom, en dan sal jy die antwoord sonder gekerk kry. Dis wat vir ons hier moet wees, want nou ons mense in die kerk toe. En toe ek dit uit my statistieke uit begin agterkom, het ek vir die Here beloop, waar ek kom sal ek het sê. En nie ek nie, maar wat in sy woord staan hieroor. En julle is allemaal hier vanmorgen. Dus nie op julle van toepassing, maar hier is een opdracht ook, en ek gaan nou daarby kom. Hebreërs 10, vers 25. Ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer, naarmate julle die oordeelsdag sien nader kom. Wanneer ons opsetlik bly sondig, en hierdie opsetlik, ons moet vermaan, ons moet ons kinders kerk te bring, ons familielede, ons vriende, en ons moet die kerk te kom en vraag, wat is fout, kom ons na kerk toe, ons geleerde ontmoet ons van al die dinge wat ek reeds gesê het. En vers 26, wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer
wat ons sonde kan weg. Maar Sondag, maar net nog 'n dag is. As jy bywoning van die erediens, nie net die erediens, kerkvergaderinge, die bazaar, enige projek wat geloods word om hierdie koninkryk uit te bou. As dit 'n bysaak is, dan verstaan ek dit hier, dat daar staan, daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor veroordeel en gloeiende vuur waar die teenstanders van God sal verteer. Ek bring dit in verband met Openbaring 3, kerk Sardis, kerk, die naam het te lewe. Sondag is kerk vol mense. As ons opbraai, dan verkoop ons van buitekant. Al die ouens van buiten af sien hierdie getuienis wat ons uitdra raak. Hulle geniet dit. Hulle raak deel van die avontuur, die kerk groei. En weet jy, dit gebeur Afghanistan. Maar dan sien jy oor die draad vir 'n soldaat gaan. Of sy nog lewe, weet ons. Waar die kindjie vandag is, weet ons. Hoe gaan dit in Afghanistan? Hoe gaan dit by ons? En as ons kyk na China, toe ek betrokke geraak het in 2001, 20 jaar gelede, was die bamboesgordel toe. En in die kulturele revolusie het Mao Zedong gesê, dat hierdie kerk uit was, daar niks van oorby. En toe gaan die ware gelowiges in die grond, en vandag het China die grootste kerk per land op aarde, en hulle druk die hele wêreld as buis in China. Hoe groot is God? Kan ons ooit dink soos hy? Hoe gebruik hy? En as jy afkyk op 'n kapitalistische vrye wêreld, en jy kyk af op 'n kommunistische kerk, wêreld in China, dan wonder ek wat maak die Here die meeste bly. Hierdie kerk het gegroei van 'n klein ondergrondskerk na die grootste kerk. En ons het van die Bybel gesproken, en toe sê hulle maar, ons is baie afhartig dat ons hier sit en wag, laat gelowiges van buiten af ons die Bybel. Ons het druk. Toe gooi hulle in die tronk, en hulle vernietig die Bybels. En toe kom die demokratiese wêreldorde, en die Chinese wat gesê het, hulle stel nie belang in wins nie. Hulle wil net genoeg reis vir elke mond in China koop. Vandag is al die franchises daar. En een van die groot bronne van inkomste in die handel, die Bybelskool. Dink net, hoe groot is God, ons het dit net nog gesing, dat en hoe werk hy? Ons kan nie sulke planne beraam. Maar ons smokkel in hierdie land in 1981, die van julle wat daai goue boekie, die goue 50 jaar gekry het, die Here kan kyk, daar is party van hierdie aktiwiteite wat ons publiseer, ons gaan dit nie weer gebruik. Smokkel ons miljoen Bybels in, 'n jong man kry een Bybel in die hande, en hy lees hom neer in kort tyd, hy voel geroep om evangelist te word. 25 jaar later is hy die leier van 'n ondergrondse netwerk van meer as 400.000 nuwe gelowiges. 2008, na die voorval in Nepal, gaan ons Bhutan toe. Dis die plek waar hulle die gurus in die boeddhistiese geloofswêreld reïnkarneer. En ek staan voor die leier van die grootste ondergrondse netwerk, 5de mees gevaarlikste plek op aarde om Christen te wees. En op 'n vraag van my sê van Johan, weet jy, hoekom gaan ons boeddhiste deur al hierdie rituele? Ek sê dis omdat ons glo, as ons dit 100% korrek kan uitvoer, dan gaan ons hierop. Ek is stom gestaan. Hierdie ou wil hom toe gaan. En ek persoonlik dink net aan die onreg hier rondom my. Ek wil die paradys hier rondom my skep. En dink maar aan die heilige jihad, Pakistan en Sri Lanka, 2019 Paasnaweek, my 4 kerke wat opgeblaas word, honderde mense dood. Wat daar gebeur het, as jy van die islamitische geloof is, moet hierdie geloof uitbrei.
tot by 'n punt, die demokratiese wêreldorde sê goed, as jy 80% en meer is, dan kan julle julle eie wetgewing of dan nou Sharia wetgewing instel. Maar hier is hulle nog nie by 80% nie, en nou kwynende getalle. Want hierdie 4 kerke, een van hulle het 'n ouderdom in die straat en een in die ingangsportaal, en die mense wat daar verbyloop, nooi die ou in die straat, en sê kom luister net wat sy ons doen. En as jy jou instem, dan bring jy na die een in die portaal toe, en dan gaan jy terug straat, en wil nie een mis wat verby gaan. En nou is die getuienis van hierdie bepaalde voorval, dat almal is vreeslik opgewonde. En hierdie is mense met baie hoë aansien in die gemeenskap. As hulle hierdie ook kan kry, gaan hulle klomp ander moslims, gaan agterhand. En terwyl die tweede ouderling met hom praat, die druk in sy broeksak, daai knoppie. En honderde mense dood, maar toe die ouderling in die straat tot sy positiewe kom, kyk wat het gebeur, dus hierdie twee weg. Die ouderling is weg, en hierdie moslim is weg. Dink 'n bietjie. En meer as dit niemand kan tel nie, rondom die troon van God, die ouderling, nou deel van daai, en ek weet nie, of hierdie ou in 'n split second, hy laaste oomblik tot bekering kon kom, soos die moordenaar in die kruis. Maar as ons die Rykman en Lazarus vergelyk, die gruwelike uiteinde van sy keuse, dit bly 'n keuse, 'n vrywillige keuse. En ek is nou 'n bietjie my ding vooruit, waar kom geopende die Here vandaan? Hoe pas ons in hierdie prent? En toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, val Duitsland die Nederlande in, en daar is 'n jong skoolseun in matriek, en in die nag, dan glip hy in die huis uit, hy word in 'n baie streng godsdienstige huis groot, dan glip hy in die huis en dan terg hy hierdie ouens, hulle probeer hom vang. En dan beland hulle in hierdie polders, ek noem hulle die goed, die ken al die paadjies, en in die donker, en dan is nou vir hom 'n baie groot avontuur, en ook baie humoristies gebeur. En hierdie ons probeer hom skiet, en vang, hy kry later die naam The Flying Dutchman, hy kry dit nie reg. Na matriek word hy opgeroep vir vir militaire diens, en stuur hom Indonesië toe, Holland het baie groot handels ooreenkomste en koloniale verbintenisse met hierdie land, en daar neem hy met dieselfde energie en avontuur deel aan die oorlog. En hy loop hom vas, en toe die ou 'n geweer optel om te skiet, en wyk hy weg, en COVID sy dood moes veroorsaak, skiet hom deur die enkel. En invalide, ongeskik vir militaire diens, stuur hom terug Nederland. En dit is vir hierdie energieke jong man 'n geweldige groot terugslag. En toe bid hy, die sê, Here, as U my gesond maak, sal ek my hele lewe daaraan wy om hierdie evangelie te verkondig. En toe word hy gesond, en gehoorsaam aan sy belofte gaan hy na 'n Bybelskool in Engeland, en op die laaste dag, toe tel hy 'n advertensie op in Warschau in Polen, hou hulle 'n jeugkonferensie. Ek sien ons jong mense sing vanoggend, almal soek julle moet tog nie ophou om kerk toe te kom. Maar hy skryf 'n brief, hy sê wil gaan, maar hy is 'n Christen en hy bring Bybel saam. En hulle sê kom, hulle is so selfversekerd dat hulle ideologie is besig om dwars deur die hele wêreld te suiwer. En lang storie kort maak, kom daar, hy raak bewus van die tekort aan Bybels, en hy smokkel Bybels agter die uistergordyn in. En wat hy doen, gryp die kerke die hele land so aan, dat hulle help hom, hulle gee die geld vir die Bybels, hulle gee Bybels, en party van hulle begin met hom saamwerk. En
sy gehoorsaamheid groei spontaan tot die grootste internasionale organisasie in die wêreld wat vandag diens lewer aan die vervolgde kerk. En as die Here hier vir ons sê, gaan aan heen, maak disippels van alle nasies, wat beteken dit? U moet nou dalk ten koste van die eie lewe, Pakistan toe gaan, daar die taal gaan aanleer, en wat gaan die maak? Wat is kerk? Maar ons ondersteun die kerk in hierdie lande. En wat doen ons? In die eerste plek samel ons inligting in en ons publiseer dit in 'n gratis nuusboek. As jy dit teken hier op pos sit vir die elektronies of die harde kopie en binne sal u lees 'n klomp nuus, getuienisse en agterop ons nuwe uitvoerende direkteur Lenet Leibach, altyd van die diepste geestelike boodskappe wat 'n mens kan wees. Maar binne is 'n gebedskalender. Ons basis is dwars deur die wêreld. Suid-Afrika, die een wat ek nou is, sy funksie is dan om ondersteuning te werf. Maar dan het ons basis in hierdie lande wat die behoeftes bepaal, die aard en omvang van vervolging. En dan publiseer hulle, ek het nou nie by my nie, die wêreldranglys waarin die top 50 lande gepubliseer word. En dit gebruik ons by die Mensenregte van die Verenigde Nasies om goed te sê. In 'n demokratiese wêreld is dit weer. En ons appelle by hierdie organisasie, Asia Bibi, is een van die bekendste gelowiges wat in Pakistan met haar eerste dood veroordeel op valse aanklagte, toe sy verander na lewenslang toe sy na 15 met die eeuwigheid te losmaak, waarvan vry. En so, dis 'n baie wetenskaplike organisasie, professioneel, en u kan kyk op die intekenvorm, sal u sien wie oudit ons en bepaal of dit wat ons publiseer die waarheid is. Maar gebed, ek vra altyd vir ons, as jy nie glo nie, hoe bid jy? Gewoonlik is ons gebede, dan luister jy goed wat ons nodig het. En dit het baie keer pas dit nie in binne die grense van God se raadsplan met sy kerk. Nou, ons in 2016 in Egipte, ons land die oggend vroeg, en nou gaan ons kerk toe, nou baie nuuskierig, eerste keer wat ek in Egipte kom, ek is baie in Asië, maar ek is so nuuskierig, en nou kom ek met so, kom ons sê, toeriste attitude, sien hoe lyk hulle kerk. En daar by daar is 3 kerke, die een wat Markus gestig het, die Koptiese kerk, Isus het die eet geneem, hulle gaan hulle uitwis, en dan het jy die gewone evangeliese kerk, en dan het jy nie 'n paar duisend aansoeke vir kerke wat wil registreer, maar die regering weier het. Hulle gaan ondergronds kerk. En nou kom ons gaan na een van hierdie wat nou vir window dressing, verskoning ons, direk langs die parlement. Ons kan nie sê dat ons godsdienstvrou het. Ons kan nie vir die VVO sê, wat hulle laat aan die kerk toe. Maar nou sien die kroonprins van Saudi-Arabië komt ook by 'n eiland in die Rooi See. En ons kan kerk toe gaan, die sekuriteitsdoel is alles afgeblok. Ons gaan na 'n klomp plekke toe en aand, Sondag aan kerk toe. Ons hier voor die tyd daar, en ek loop deur die kerk. Ek is nuuskierig, regtig 'n toerist gesien, presies hoe dit aangaan. En by benadering tel ek 1000 plek. Toe die voorsang begin, toe sit daai kerk skouer aan skouer, en toe die dominee afsluit, toe sê ons was vanaand 1000, elkeen van julle volgende Sondag een saam, ons stories, vermaan die woord. Maar die Saterdag daarop,
kom ons terug, Saterdagoggend, ons ry in die voorstedelike trein en by die stasie, 'n soortgelyke kerk. Ons gaan nou sien nou, nee, ons gaan bid hier. Ek sê, Saterdagmôre bid hier, 11:00, ons gaan in Sjelle grote kerk, daar sit so 600-700 mense. Na die tyd sê ek vir ons, toergids, ek sê, Pieter, ek kan dit nie glo nie. Saterdag is by ons, ontspanning, inkopies, sport, noem dit, maar bid hier op Saterdagoggend. Hy sê vir my hier, hy het met die pastoor gepraat, hy sê die vroege oggend bid hier, as kerk vol. Dink net, hoe lyk hierdie ouens se geloof? En ek kan probeer om vir mense te sê, hoe vergelyk ons met hulle, maar ek kan nie. Die beste is om te gaan en te gaan kyk en daarom reël ons huise vir 'n klomp redes om hulle te bemoedig en te versterk, om hulle op te lei, om hierdie nuwe bekeerdes toe te rus, om nie op te draai, terug te draai. En gebed by hulle, dis hoe belangrik dit is, maar ons direkteur in Egipte, die nou dink hoe Moses Israel uit Egipte gered het, toe die Here gebore word, stuur hy hulle terug. Egipte, die veiligste plek in die bekende wêreld van hulle. En vandag word al die evangelisasie in die 12 Arabiese lande uit Egipte uit. Dink net, hoe groot is die Here, hoe werk hy? Sou ons so 'n plan kon uitgedink het. Maar ons praat met ons direkteur Amir en sy adjunkt Stefanus se gesig wat so geblink het. As ek dan kyk, dan sien ek daai selfe glans, blydskap te midde van vervolging. En Amir sê vir ons, hy sê, en julle kan dit gaan search dink op Google, die 11 November 2011 het 7000 van ons op Tahrir Square voor die parlementsgebou by mekaar gekom en gebid. En omdat ons gebid het, is die, kan ek maar Engels gebruik, the Muslim Brotherhood was cast out of cover. Meneer Morsi was destyds die president, hy is in die tronk gegooi en in 2017 reeds 'n vonnis van lewenslang uitgedien in die beskuldigde bank aan 'n hartaanval oorlede op verdere aandag terwyl by moes wees. So die waarde wat hulle aan gebed terug, en dan publiseer ons hierdie gebedskalender. Nie noodwendig versoeke van hulle af nie, maar ons basis in hierdie lande bepaal byvoorbeeld in Saudi-Arabië, Christen rolmodel is van groot hulp vir nuwe gelowiges, iemand wat hulle kan lei, uitdaag, vertroos en bemoedig, bid dat 10 sulke persone spoedig in Saudi-Arabië na vore sal tree. Op hierdie stuur kom die Arabiere tot bekeer, by hulle luister en ekskuus, ek sien die so even vir my tyd, ek maak klaar. In die afgelope, die kort en die lang, hierdie opdrag gaan na die heiland, verkondig die evangelie. Die vorige 4 jaar het meer as 45 miljoen mense uit die heidendom uit bekeer na die Christendom. En nou kan jy net dink, as jy behoefte aan Bybels, opleiding van kerkleiders, sondagskoolonderwysers, ouderlinge bejaardes, en keer dit nie terug te ry. Maar so geopende deure doen dan alles wat die Here opdrag gee vir al wat hy nodig het, is die ondersteuning van die kerk in die vrye wêreld. Maar kom ons kyk net vinnig na 'n videogreep van Syrië. Die kerk wat Paulus gegaan het om te verwoes, uit te ry.
born is a new massacre. Save Aleppo, save humanity. طلعوا المجموعات المسلحة من حلب والناس في وضع أفضل من الماضي، لأن العائلات اليوم في حيرة، محتارين من جهة المستقبل، ما في أعمال، بيوتهم مدمرة، متضررة، أشياء كثيرة موجودة في واقع الناس، صعوبات إنه يبقوا ولا يسافروا. مشان هيك محتاجين نسند الناس لحتى يقدروا يبقوا، محتاجين نسند المسيحيين لحتى يقدروا يبقوا على هذه الأرض اللي هي أرضهم. أول شيء الشعور هو ناجم من دعم إلهي حتى اللي سندنا في طول الحرب. يعني عندي الشعور هو اللي بيعطيني هذا الدافع بالكنيسة لنكمل. ونحن ككنيسة مكملين لنشوف شو نقدر نمشي مع الناس ونساعدهم. البداية كانت صغيرة كثير، يمكن ما بتجاوز 100 عائلة، مع الفرص اللي صارت لنا بس 2000 عائلة كل شهر كنا نقدر نساعدهم، والأمور الأساسية اللي كنا نساعد فيها هي الأمور الغذائية. ونحن ككنيسة مكملين لنشوف شو نقدر نمشي مع الناس ونساعدهم. مفكرين بأمور بيحتاجوها ليبدوا عمل، فعم نفكر بمشاريع صغيرة للناس، لعائلات تبدأ بأعمال صغيرة من أجل معيشتهم. Darbe rasmi դպրոցին այս հարցերը պատերազմը եւ վրանտուշեց մեր անձնական միջոցներով ամուսինի մատուցիան ադոր բարականերով ինձ համար անգարելի է որ մտնեի այս խանութը եւ վերջապես մեղորվի օգնությամբ եւ այս հաստատության օգնությամբ մենք կրցանք այս խանութը հանալ Parere քիչ են շնորհակալություն հայտնելու, մեծ ավելի շնորհակալ եմ, որտեղ շատ մեծ բրդակի եղավ այդ անձի օգնությունը, որ ինձ համար հասավ. بحب أقول شكرا لكل شخص ساعدنا ككنيسة موجودة في حلب. بتوقع وبصلي إنه الشخص اللي عم يسمعني يكون قادر يساعد الكنيسة في حلب لحتى تقدر توقف جنب الناس وتساعد الناس، لحتى نشوف مستقبل حلب وسوريا أفضل، ويرجع يعاد العمار ويرجع يعاد الخير لهذا البلد. Het is die kerk wat Paulus nog uitroeit en ek het nou opgemerk in 2000 families, een gemeente, maar het met 5.000 vir 10.000 mense, en 'n bietjie lig gemeente, met ewerskielik 'n oorlogssituasie, 10.000 mense op die deur, en die kospakkie, ons wys na die en 'n swart sakkie die onder die deurskynend, die deurskynende in die kos is die grootste humanitaire projek in die geskiedenis van Geopende Deure oor die afgelope 66 jaar. Ons bereik meer as 1 miljoen mense en moslims met die evangelie deur hierdie projek. Die swart sakkie en die kos, die regte kos. En want hulle wil weet, hoe lyk hierdie geloof? En baie het gevlug van die moslims na Libanon. En daar sê die kerk met duisend. En ons werk ook daar. En in die middel van alles is ek vast oortuig dat in Syrië kom die grootste oes in die geskiedenis.
van die kerkjaar. Binne in net so vinnig God se smokkelaar vertel die verhaal van hierdie jong man, hy is, as ek het reg, 92 jaar oud, nou hy werk nie meer nie, maar ek is vast oortuig, hy bid ook vanoggend vir ons, want my afspraak met julle is op ons stelsel geregistreer en ons bid oor ons vir mekaar. Dan het ek binne in die nuusbrief is so 'n vorm, intekenvorm, waarop jy kan inteken op ons gratis nuusbrief, maar belangrik is binne in hierdie ding staan baie duidelik geskryf wat ons doen. Jy kan dit gaan lees en vir jouself bepaal presies wat ons doen. Maar ek wil jou uitnooi om in te teken, om hierdie nuusbrief elke maand te kry. En as jy ingeteken het, moet jy asseblief vir my intekenvorm bring, dat ek dit op my byeenkomsverslag kan vermeld. Daar staan ja. As jy reeds so nuusbrief ontvang, wil ek jy vra om weer in te teken. Want ons gaan twee goed doen, ons gaan vir die so 'n boekie stuur gratis. Gebed die werklike stryd, broer Andrew. Ons kan nie vir mense vra om te bid en nie vir hulle sê hoe om te bid vir die vervolgde kerk. So dis vir die eie hulp 'n groot ding. En dan Sri Lanka, Return to East. As jy vir my die e-posadres kan stuur, dan stuur ek vir jou gratis e-boek. Dan kan jy self lees hoe dat hierdie gelowiges. Op die agterkant is daar plek vir 'n debietorder. As jy ons smokkel met Bybels, 500.000 in 5 jaar in die land in Suidoos-Asië, waar dit 'n kriminele oortreding is om 'n Bybel in jou eie taal te hê, en die minimumfonds 5 jaar. Ek het na gebed, het ek jare later persoonlik deel geword van hierdie projek en daarom verkondig dit oor ons. Nou as ons gereelde maandeliks inkomste het, die Bybel kos R60. Dis onbuigbaar staande aan nagereg op 'n Sondag. As jy een Sondag in die maand die nagereg prys gee, en die gee vir ons daai 60. Elke R60, 400.000 nuwe gelowiges, dink ek. Dan is jy besig om hierdie opdrag van die Here na te kom. As jy nie kan nie, dan kan jy nie. Dan kan jy net daar 'n streep deurtrek, skryf donasie R20, jy sit vir die R20 in en ons betaal dit in. Of jy voel jy, ek gaan net eers keer wat pas wil doen. Hier, agterop is die bankbesonderhede. Die verwysingsnommer wat jy moet gebruik is DK, dis nou verwys na my, en NG Marie verwys na julle gemeente, en dan BG4. BG4 is een van ons Bybelprojekte. Dan word daai geld outomaties omkeer na hierdie rond, waar ons Bybels na die een smokkel. So, tot die hulp, die eie, die saligheid van baie, en die woordnis tot eer van die Here, kan ek nie anders as om nie aan te moedig. Teken in, bring vir my die intekenvormpie, en as jy kan, maak het uit. En as jy reeds betrokken is, teken in, dan stuur ons vir die boekies. As jy reeds 'n bydrae maak, ek het in 2001 begin R20 'n maand, het 'n Bybelsena R20 gekos. Ek het hom nou verhoog tot R200. Ek gee elke maand so $3 vir die projek. Maar ek wil afsluit en vir die sê baie dankie. Baie dankie dominee. En het ek sy naam verkeer al wat gestaan het gestel het. André, baie dankie vir julle gesinsliefde en vrymoedigheid. So lekker om by mense te bly en waar 'n vrymoedige gesprek oor die Here, oor die evangelie van die koninkryk, sommer net spontaan plaasvind. Gewoonlik kan ek nie in toe nie,
maar baie dankie julle, ek het baie lekker gebly, Dominee, baie dankie ook vir die reëlings. En nou wil ek vir u, soos Nehemia het geskied gebeure gehad, vra vir die Here, geef ons oomblik van stil gebed, vra vir die Here, wat moet u doen met wat u vanoggend gehoor het. En dan sal ek vir ons met 'n kort gebed net afsluit, en dan wil ek vra, dis my so koslik wat julle staan as julle sing, dat ons daai 2 verse van die boek 4:6-4 saam sing, God wil die redding veroorsaak en dan, hy maak ons deel van al sy grootse werk. Kom ons juig, hoe groot is God. Dit alles pas so in by hierdie prentjie, jy kan nie anders vir u te vra, om as ons dan met laag gebid te staan, en dan kan jy net bly staan vir die uitspreek van die Sjoe. Kom ons nou oomblik vir stil gebed. Onze Vader wat in die hemel is, hoe groot is die Here? Ons kan dit nie vir onsself indink nie, ons kan dit nie bereken nie. U gedagtes is nie ons gedagtes nie, maar ons weet, Here, dat u ons uitgekies het. En Here, ons weet ook dat dit 'n vrywillige keuse is. En daarom bid ons dat u deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in ons harte dit vir ons sal opwek, Here, dat ons deel sal word van hierdie groot stryd, die stryd met die bose, tot aan die eindes van die wêreld. Nogmaals dankie dat ons vanmôre by mekaar kon wees en vir hierdie gemeente. Ek wil hulle my opdra, Here, die leraars, kerkraad, elke gelowige, dat julle gebede sal verhoor en dat u aan hulle die vrede sal gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.